Hallo almal, in hierdie video gaan ek 7 oefenvoorbeelde met jou behandel, alles wat gaan oor driehoeke. Nou voordat ons na die voorbeeld kyk, is dit baie belangrik dat jy moet besef jy het eintlik 'n wiskunde toolboxie wat nou hier ingevlieg het. En dis alles wat jy nou al reeds weet, omwenteling, regverstaande hoeke, hoeke op 'n reguit lyn, as daar ewewydige lyne is, die persredes, ooreenkomstige hoeke, kobinnehoeke, supplementêr, verwisselende hoeke. En nou by driehoeke het die volgende bygekom: hoeke teenoor gelyke sye. Buitehoek van 'n driehoek is gelyk aan die som van die teenoorstaande binnehoeke en die ander een, die som van die hoeke in 'n driehoek is gelyk aan 180 grade. So sien jy hoe baie goed jy eintlik al moes memoriseer om nou die vrae te kan antwoord. Nou goed, kom ons kyk. Jy het nou jou toolboxie met al jou gereedskap in, jy kan hulle uithaal soos wat dit nodig is. Die voorbeeld sê, bereken die onbekendes en gee redes vir alle beweringe. Nou as jy na driehoek DEF kyk, dan sal jy sien X is wat ons moet bereken en wat is nou vir jou gegee? Daar is 'n 95 grade en daar is 'n 35 grade en daar is 'n driehoek. So jou rede wat jy hier gaan gebruik is daardie ene. Die som van die hoeke van 'n driehoek is supplementêr. So jy kan begin deur te sê, hoek X plus 95 grade plus 35 grade is gelyk aan 180 grade. En jou rede, som van hoeke in 'n driehoek, supplementêr, gelyk aan 180 grade. En dan gaan jy nou net vir X oplos. So mens gaan sê 95 plus 35 is 130 grade en los vir X op. So jy kry aan die regterkant 180 grade minus 30, dus is X 50 grade. Voorbeeld 2. Bereken die onbekendes, gee redes vir alle beweringe. Nou goed, daar vind jy 'n driehoek en wat jy hier sien is 'n buitehoek van die driehoek. Want 'n buitehoek word mos gevorm deur een van die sye te verleng. So wat sê ons stelling? Ons stelling is hierdie ene, wat sê die buitehoek van 'n driehoek is gelyk aan die som van die teenoorstaande binnehoeke. Dus kan ons begin deur 'n vergelyking te maak en te sê 95 grade plus 50 is gelyk aan y plus 10 grade. En jou rede, die buitehoek van 'n driehoek is gelyk aan die som van die teenoorstaande binnehoeke. Nou jy sal hoor, ek gebruik die heeltyd die volle reël, maar jy kan net skryf buitehoek van driehoek. En nou gaan ons vir y oplos. So die eerste ding wat ons gaan doen is, ons gaan sê 95 plus 50 is 145, is gelyk aan y plus 10, en dan gaan ons vir y oplos, so die 10 loop oor 145 minus 10, dus y is 135 grade. Voorbeeld 3. Bereken die onbekendes, gee redes vir alle beweringe. Nou as ons na ons skets kyk, nou moet ons besluit, wat het ons nou hierso? Ons het vir driehoek ABC en dit is vir ons gegee dat daardie sy gelyk is aan daardie sy. En wat maak dit? Dit vorm 'n gelykbenige driehoek. En daarom kan ons gaan en sê dat hoek X is 42 grade en die korrekte rede om te gebruik is hoeke teenoor gelyke sye. So niks van gelykbenige driehoek nie. Die rede is hoeke teenoor gelyke sye. En dan, so ons het nou vir X gekry, ons weet nou hy is 42 grade, hy is so groot soos daardie ene, en nou moet ons vir y bereken. So wat is y? Y is die sy. En ons weet dis 'n gelykbenige driehoek en dis vir ons gegee dat die twee sye gelyk is. So y is 20 mm en dan kan jy hier nou maar sommer net sê gelykbenige driehoek of gelyke sye, dis eintlik gegee. Voorbeeld 4.
Bereken die onbekendes, gee redes vir beweringe. Nou ja, as ons nou daar na ons driehoek kyk, dan wil ons nou eintlik vir y uitwerk. En wat kan jy sien? Dit is vir ons gegee dat daardie sy is gelyk aan daardie sy. Met ander woorde, dis 'n gelykbenige driehoek. So ons kan begin deur te sê dat hoek A is ook gelyk aan y. Hoekom? Daardie een is ook y en ons korrekte rede is hoeke teenoor gelyke sye. So nou kan ons gaan en ons kan sê dat die hoek by A wat nou y is, plus die hoek by C wat ook y is, plus die 74 grade is gelyk aan 180 grade. En wat is ons rede? Ons rede is som van die hoeke in 'n driehoek is mos supplementêr of 180 grade. En nou gaan ons net ons vergelyking oplos deur te sê y plus y is 2y plus die 74 is 180 grade. Kom ons los nou vir y op. So die 74 loop oor en regs kry ons 180 minus 74 wat 106 is. En dan om vir y op te los, deel ons met 'n 2, wat ons links doen, doen ons regs. Dus y is 53 grade. Voorbeeld 5. Bereken die onbekendes, gee redes vir beweringe. Nou goed, as jy na driehoek ABC kyk, dan sal jy sien daar's 3 streepies op elke sy. En dit beteken dit is 'n gelyksydige driehoek. En daarom weet jy klaar, binne in 'n gelyksydige driehoek is elke hoek 60 grade. Dit is een van sy eienskappe. So jy kan dadelik gaan en sê dat hoek J is 60 grade en jou rede gelyksydige driehoek. En sien jy, daardie rede is nie in jou toolbox nie, maar jy moet dit ken, jy moet dit weet. Nou kan ons na K toe gaan. Nou K is baie interessant. Daar's 2 metodes. Nou ek gaan gou vir jou een wys. Ek het vir jou geleer dat 'n buitehoek word gevorm deur 'n sy te verleng. Met ander woorde, jy sien hierso is eintlik 'n reguit lyn. So dis een van die metodes. So jy kan sommer dadelik net gegaan het en gesê het dat K plus J is 180 grade en jou rede is hoeke op 'n reguit lyn supplementêr. En jy weet mos nou J is 60, so nou kan ons gou vir K oplos. Met ander woorde, die 60 loop oor, 180 minus 60 is 120. So K is 120. Maar nou wil ek gou vir jou wys. Onthou jy, ek het vir jou gesê dat K is 'n buitehoek van daardie driehoek. Kyk daar, buitehoek van 'n driehoek. En wat sê ons stelling hierso? Ons stelling sê die buitehoek van 'n driehoek is gelyk aan die som van die teenoorstaande binnehoeke. En wat is 60 plus 60? Dit is 120. So jy kon dadelik net vir my gesê het, K is 120 grade en dan sou jou rede gewees het daardie ene. Die buitehoek van 'n driehoek is gelyk aan die som van die teenoorstaande binnehoeke. So wat ek vir jou hier wou leer, is daar is nie net een paadjie om te volg nie. En jou juffrou of jou meneer weet dit. So dit hang af hoe jy gedink het. Sy of haar memorandum gaan al 2 opsies hê en al 2 opsies sal reggemerk word. Voorbeeld 6. Bereken die onbekendes, gee redes vir alle beweringe. Nou goed, kom ons gaan kyk nou 'n bietjie. Hier het ons 'n driehoek in 'n driehoek. Nou wat is alles hierso? Ons het 'n driehoek, dat ek net vir jou wys, ons het driehoek ADB, dis 'n groot driehoek, en dan het ons 'n driehoek ADC, dis 'n klein driehoekie, en hy wys vir jou daai streepie en daai streepie, en dit beteken daardie hoekie en daardie hoekie gaan gelyk wees. Dit vorm 'n gelykbenige driehoek.
En dan as jy na driehoek ACB toe gaan, nou sien jy weer daai streepie en daai streepie. Met ander woorde, ACB is ook 'n gelykbenige driehoek. Dit gaan maak dat hoek A1 gelyk gaan wees aan hoek 48, aan hoek B. En wat 'n mens ook sien, en ek weet nie gaan ons dit gebruik nie, maar kom sit dit maar in, is hier by C1 en P vind 'n mens 'n reguit lyn aan grensende hoeke op 'n reguit lyn. Nou goed, ons het eintlik nou al die antwoorde, nou moet ons dit net 'n bietjie skryf. Ons gaan so te werk. Ons kan begin deur te sê dat hoek A1 is 48 grade en ons rede, hoeke teenoor gelyke sye. En my advies aan jou is, die oomblik as jy 'n hoek se grootte weet, gaan vul hom in. Nou kan ons gaan en sê, in driehoek ABC kan ons sê dat hoek P plus 48 plus 48 is 180 grade. En hoekom kan ons dit sê? Som van die hoeke van 'n driehoek. En nou kan ons P se grootte bereken. 48 plus 48 is 96 en ons gaan nou vir P oplos. Dus kry ons aan die regterkant 180 minus 96 en daarom is P se grootte 84. So die oomblik as jy weet hoe groot 'n hoek is, skryf dit daar. So nou dat ons weet dat hoek P 84 is, nou kan ons oorspring na ons ander driehoek ADC toe. Nou kom ons kyk. Ek het gesê, hoek C1 sal dan nou wees 48 plus 48. En hoe het ek dit geweet? Die buitehoek van 'n driehoek is gelyk aan die som van die teenoorstaande binnehoeke. Waar kom ek daaraan? Kyk gou hier. Daar is C1 en hier is A1 plus 48. Die buitehoek van 'n driehoek is gelyk aan die som van die teenoorstaande binnehoeke. Dus is hoek C1 96 grade. Nou kan ek gaan en sê, hoek D1 is gelyk aan M. En hoekom kan ek dit sê? Onthou jy, dis 'n gelykbedige driehoek, want AC is gelyk aan CD. So my korrekte rede is hoeke teenoor gelyke sye. En nou weet ek dat D1 is ook gelyk aan M. So nou kan ek sê, in driehoek ADC kan ek sê hoek M plus hoek M plus 96 grade is 180 grade. En hoekom kan ek dit sê? Som van hoeke in 'n driehoek. En nou gaan ek net vir M oplos. En ek sê, M plus M is 2M. Plus 96 is 180. Laat die 96 oorloop, dan kry ek 2M is 180 minus 96. En nou as ek hier aangegaan, as jy dit gemis het, 180 minus 96 is 84. En dan om vir M op te los, deel met 'n 2, deel met 'n 2. Dus M se grootte is 42 grade. Voorbeeld 7. Bereken die onbekendes, gee redes vir alle beweringe. Nou wil ek vir jou wys, dis baie belangrik, dat jy nou na jou skets toe gaan en twee goed sien. Hierso sien jy twee streepies, met ander woorde, jy het vir hoek AFB as 'n gelykbenige driehoek. En dan wat jy ook sien, is jy sien hierdie tekens, en dit beteken mos dat DE is ewewydig aan AC. En daar kan jy al jou persredes gebruik, want dit is mos redes wat jy kan gebruik as daar ewewydige lyne is. Nou goed, kom ons kyk. Ek het begin deur te sê dat hoek X is 40 grade. En hoekom kan ek dit sê? Sien jy, daar is ED
is ewewydig aan AC en hulle twee vorm ooreenkomstige hoeke. En daarom is my rede, x is 40 grade, ooreenkomstige hoeke gelyk. Dan kan ek gaan en sy grootte inskryf. Die volgende ding wat ek kan doen, is ek kan sê dat hoek Y is gelyk aan hoek 40 plus 20 grade. Nou waarom kan ek dit sê? Stem jy saam met my dat Y is 'n buitehoek van hierdie klein driehoekie, van daardie hoek, driehoek FCB en daardie ene. So hoek Y is die buitehoek van die driehoek, is gelyk aan die som van die teenoorstaande binnehoeke. So Y is 40 plus 20, buitehoek van die driehoek, so Y is 60 grade. En dan weet ons ook nou eintlik hoe groot is Z. Daar Y se grootte ingevlieg, so Z gaan dan ook 60 grade wees. Onthou, dis 'n gelykbenige driehoek, maar dis nie die rede wat jy gebruik nie. Jy mag net sê hoeke teenoor gelyke sye. In die volgende video behandel ek die eienskappe van vierhoeke. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem.